Hallo graad 8 en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons alles wat ons in die vorige 9 video's geleer het, saamvat en in 'n toepassingsvraag toepas. Dis basies 'n wetenskaplike ondersoek. Nou hierdie ondersoek bevat inhoud oor beide fotosintese en respirasie, so jy sal mooi moet onthou wat jy geleer het om dit dan op hierdie onbekende konteks te kan toepas. Die vraag waarmee ek gaan werk is dalk op sekere plekke effens hoër orde vir graad 8. So as dit vir jou bietjie uitdagend voel, daar's 'n rede daarvoor, maar dit is belangrik om jouself bloot te stel aan eksperimentele vrae van hierdie aard, sodat ons daai breinratte aan die draai kan kry en die skakels tussen die inhoud wat ons bestudeer het kan raak sien. So wanneer jy in 'n eksamen met enige wetenskaplike ondersoek gekonfronteer word, moenie onmiddellik bekommerd of geïntimideer voel nie, want niks gaan te moeilik wees as jy nie eers net 'n bietjie tyd neem om die inligting wat aan jou gegee is, mooi uit te pak en te verstaan nie. So kom ons kyk dus of jy hierdie ondersoek kan doen. Sommige vrae gaan natuurlik makliker wees as ander, maar dis goeie oefening. Selfs al is dit nie noodwendig 'n baie spesifieke eksamensvraag wat in 'n graad 8 eksamen sou verskyn nie. Goed, so hier het ons wetenskaplike ondersoek en weer eens jy mag dalk effens geskok wees omdat daar nogal baie proefbuise is en dit kan bietjie intimiderend lyk, maar kom ons breek hierdie vraagie stelselmatig op. So die eerste stap is om die stam van die vraag te lees, daai inleidingsparagraaf. Ons kyk wat verskaf is en dan dink ons oor die implikasies vir ons eksperiment. So eers nadat jy dit gedoen het, gaan jy na die vrae wat hulle vir jou vra, want teen daai tyd het jy heel waarskynlik reeds sommige van die vrae alreeds beantwoord. Goed, so die vraag sê, die onderstaande diagramme toon die apparaatopstellings wat gebruik is in 'n ondersoek om te bepaal of lewende organismes koolstofdioksied vrystel tydens respirasie. So belangrik, hierdie ondersoek stel 'n doel om te bepaal of lewende organismes koolstofdioksied vrystel tydens respirasie. So dit behoort vir jou 'n bekende doel te wees, want ons het in 'n vorige video gewys hoe om vir die teenwoordigheid van koolstofdioksied te toets. Dan staan daar dat die ondersoek in die lug uitgevoer is, en dis belangrik, want dit beteken dat al die proefbuise aan lig blootgestel is. So jy moet onthou dat dit die geval is, want fotosintese gebruik lig, maar nie respirasie nie. So dis 'n bietjie van 'n curveball. Maar hulle sê dat proefbuis 3 en 5 egter met swart papier toegedraai is. So alhoewel al hierdie proefbuise aan lig blootgestel is, kan jy tog sien dat hierdie 2 proefbuise 3 en 5 'n swart laag rondom het, wat beteken dat hulle inhoud is in die donker. Kyk, die lig kan nie deur die swart papier nie. So kom ons kyk nou individueel na hierdie 5 proefbuise en ons kyk eers na hulle ooreenkomste. So al 5 van hulle is dieselfde grootte. Almal van hulle is met 'n kurkprop van dieselfde grootte geseël. Almal het 'n deurlaatbare sifdraad in die middel, wat beteken dat gasse mos nou deur dit kan beweeg, dis deurlaatbaar. En laastens het almal van hulle 'n bietjie helder kalkwater onderin en dit lyk ook asof dit dieselfde hoeveelheid helder kalkwater is. Nou, wat is die verskille tussen hulle? In proefbuis 1 is daar niks binne-in nie, né? Niks lewende organismes hier, daar is net helder kalkwater. Proefbuis 2 sien ons 2 kewertjies, 2 diertjies binne-in. Proefbuis 3 het die kewers en 'n plantjie, maar hy's ook met swart papier bedek. Proefbuis 4 het 'n plant, net 'n plant. En dan proefbuis 5 het ook net 'n plant, maar die hele proefbuis is ook met swart papier gedek. So ons sien dus dat van die proefbuise het plante, van hulle het diere, en ons ondersoek fokus op die vrystelling van koolstofdioksied tydens respirasie. Die feit dat daar kalkwater in die proefbuise is, sê vir ons dat dit is wat ons nou eintlik hier probeer vasstel, né? Maar daar is sommige proefbuise wat dalk bietjie fotosintese gaan verrig en dit kan ons resultate beïnvloed. Goed, ek gaan nou die eerste 5 vrae vir julle opsit, stop die video hier en probeer eers self die vrae beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Vraag 1, verskaf die doel van hierdie ondersoek. So ons het dit eintlik reeds gedoen. Ons het gekyk na die stam van die vraag, daai inleidende paragraaf, en jy soek altyd vir 'n frase wat begin met om. Byvoorbeeld om te wys, of om te ondersoek, of om te bepaal. So daai om
is altyd die begin van 'n doelstelling. So vanuit ons inleidende paragraaf sê dit om te bepaal of lewende organismes koolstofdioksied tydens respirasie vrystel en jy copy and paste dit net so in jou antwoord. Dan identifiseer die afhanklike veranderlike vir hierdie ondersoek. So om dit te kan doen, moet ons weer eens na die doel van die ondersoek kyk. Die afhanklike veranderlike is die ding wat jy meet in jou ondersoek. Dit is die ding wat afhang van wat jy manipuleer in jou ondersoek. So as ons weer na die doelstelling kyk, sê dit ons wil bepaal of lewende organismes koolstofdioksied vrystel tydens respirasie. En die teenwoordigheid van die helder kalkwater wys vir ons dat ons wil toets vir die teenwoordigheid van koolstofdioksied. Dit is die indikator daarvan. So dus is die vrystelling van koolstofdioksied ons afhanklike veranderlike. Dit hang af van of daar lewende organismes is wat respirasie verrig. Die lewende organismes en die respirasie wat hulle verrig is ons onafhanklike veranderlike. Dit is wat ons manipuleer. Jy kan sien elke proefbuis is anders opgestel. Of hy het 'n diertjie, of hy het 'n plantjie, of hy het niks. So ons manipuleer die lewende organismes en die respirasie wat gebeur. Maar die vrystelling van die koolstofdioksied, dit is die afhanklike veranderlike, dit is wat ons meet, dit is wat ons waarneem, want dit hang af van of daar lewende organismes wat respireer teenwoordig is. So dis 'n baie belangrike onderskeid wat ons hier tref tussen wat is 'n afhanklike en 'n onafhanklike veranderlike. Vraag 3, wat is die doel van die helder kalkwater? So dis 'n maklike antwoord wat jy reeds geleer het. Die kalkwater is mos nou 'n indikator, maar jy kan nie net skryf dis 'n indikator nie, jy moet ook spesifiseer wat dit 'n indikator voor is. So dit dui die teenwoordigheid van koolstofdioksied aan, so dit sê vir ons of daar wel koolstofdioksied daar is of nie. Vraag 4, verduidelik die doel van die swart papier wat rondom proefbuis 3 en 5 is. So dit kan 'n vraag van omtrent so 3 of 4 punte wees, want dis 'n verduidelik vraag, en jy moet verduidelik waarom iets belangrik is binne die opstelling van die eksperiment. So die swart papier gaan natuurlik lig blokkeer, want onthou al die proefbuise word aan lig blootgestel, dit sê dit in die inleidende sin. Maar die swart papier gaan verhoed dat lig hierdie 2 spesifieke proefbuise binnekom. Nou, hoekom is dit belangrik om die lig in hierdie 2 proefbuise te blokkeer? Wel, omdat albei van hulle 'n groen plant bevat. Okay, hoekom is dit 'n probleem? Want 'n groen plant gaan fotosinteer as dit aan lig blootgestel word, in plaas daarvan om selrespirasie te verrig. So dis sou fotosintese die hoofchemiese proses wees wat in daardie plant plaasvind. As fotosintese plaasvind, gaan die plant nie koolstofdioksied vrystel nie, dit is wat ons eintlik wil hê, maar dan gaan hy eerder die koolstofdioksied gebruik. En ons wil dan nou juis sê respirasie moet plaasvind, want ons wil toets vir die teenwoordigheid van koolstofdioksied wat uit daai proses gevorm word. So kan jy sien hoe daai verduideliking werk, omdat die proefbuise albei plante bevat, sou hulle fotosinteer as hulle aan lig blootgestel was, wat dan beteken hulle koolstofdioksied sou gebruik het, eerder as vrygestel het, en daarom moet ons hulle met swart papier toedraai om te verhoed dat lig die plant bereik en te verseker dat slegs respirasie in hierdie ondersoek plaasvind. Dan vraag 5 verduidelik die doel van proefbuis 1. So hierdie vraag se antwoord hou verband met jou begrip van wetenskaplike ondersoeke in die algemeen. Proefbuis 1 het geen diere of plante daarin nie. Dit bevat wel helder kalkwater, want jy weet wie sê dat kalkwater nie van self melkerig wit kleur sou verander, ongeag of daar lewendige organismes teenwoordig is nie. Ek meen, ons moet weet of slegs lewende organismes verantwoordelik is vir die vrystelling van die koolstofdioksied. Miskien sou die kalkwater in die proefbuis van kleur verander het net omdat dit wil. En hierdie tipe opstelling waar ons dan nou die onafhanklike veranderlike verwyder, is die kontrole. En die doel daarvan is om ons toe te laat om die resultate van al die ander proefbuise daarmee te kan vergelyk. En dan kan ons met sekerheid sê dat die lewende organismes, die ding wat verskillend is hier tussen die opstellings, verantwoordelik is vir die vrystelling van die koolstofdioksied. Hulle verrig die respirasie en die kalkwater verander nie net kleur omdat hy dit in elk geval sou gedoen het nie. Dis nie bloot omdat kalkwater natuurlik in 'n melkerige wit kleur verander as daar geen organismes teenwoordig was nie.
Goed, so hier het ons vrae 6 tot 8. Stop die video hier en probeer eers self hierdie vrae beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Vraag 6. Neem die beweging van gasse in ag en verduidelik die belangrikheid van A, die deurlaatbare sifdraad, en B, die kurkprop. So wat het daai twee strukture met die beweging van gasse te doen in hierdie eksperiment? Ok, so hoekom het ons 'n deurlaatbare sifdraad nodig met betrekking tot gasbeweging? So deurlaatbaar hier beteken dat stowwe deur hierdie versperring kan beweeg. Die helder kalkwater sit onder die organismes en die koolstofdioksied waarvoor ons toets moet mos nou by daai kalkwater kan uitkom. Dit moet kan afsak en tot in daai kalkwater kan beweeg om daarin op te los en dan die kleur van daai kalkwater te verander. As die organismes bo in 'n klein kompartement vasgekeer was, sou die koolstofdioksied mos nou daar begin opeenhoop het en dit sou nooit by die kalkwater kon uitkom om die kleur te verander nie. So die opstelling sou glad nie doeltreffend gewees het nie. Want die doel van hierdie deurlaatbare sifdraad is dus om toe te laat dat die koolstofdioksied wat hierdie organismes produseer kan afbeweeg en dan in die helder kalkwater oplos. Wat die kurkprop betref, dit skep 'n geslote stelsel en dis belangrik omdat ons wil verseker dat die ondersoek geldig is. So wat bedoel ek daarmee? Ons wil nie hê dat enige addisionele gasse van buite in die atmosfeer ons eksperiment moet binnendring nie. Ons wil ook hê dat gasse wat in die proefbuis geproduseer word moet ontsnap tydens die ondersoek nie. So ons wil 'n geslote stelsel maak waar gasse bly waar hulle moet. As die proefbuis geen kurkprop gehad het nie, sou die koolstofdioksied wat natuurlik in die atmosfeer rondom ons voorkom, binne in die proefbuis kon inbeweeg en dan stadig maar seker oplos in die helder kalkwater en dan die kleur daarvan verander. En in so 'n geval sou ons nie kon weet of die kalkwater se kleur nou verander het as gevolg van die eksperiment, die lewende organismes wat daar binne is, of weens iets anders nie. So die ondersoek sou ongeldig gewees het. Die kurkproppe verhoed dus dat gasse tydens die ondersoek in en uit die proefbuis beweeg. Geen koolstofdioksied kom van buite in nie en geen koolstofdioksied gaan ontsnap uit die proefbuis nie. So ons resultate is dus meer betroubaar en ons opstelling is meer geldig. Vraag 7, gee die nommer of nommers 1 tot 5 van die proefbuis of proefbuise waar die volgende na 12 ure sal voorkom. A, watter een gaan die meeste koolstofdioksied hê, watter gaan die meeste suurstof hê en waar geen kleurverandering van die helder kalkwater waargeneem word nie. So kom ons kyk na A, waar sal ons die meeste koolstofdioksied aantref? Ok, so wanneer word koolstofdioksied vrygestel? Wanneer respirasie plaasvind. En wanneer vind respirasie plaas? Heeltyd, altyd in alle selle. So daar gaan basies respirasie plaasvind in al hierdie proefbuise waar organismes teenwoordig is. Proefbuis 2, 3, 4 en 5. Respirasie vind in almal van hulle plaas. Nou moet ons net bepaal, maar in watter van hierdie proefbuise gaan die meeste koolstofdioksied vrygestel word. So kom ons kyk na hulle een vir een. Proefbuis 2 het 2 kewertjies in en hulle gaan dan nou al twee respireer en koolstofdioksied vrystel wat 2 kewers normaalweg doen. So die hoeveelheid koolstofdioksied gaan gelykstaande wees aan 2 kewers se normale koolstofdioksied. Proefbuis 3 het ons ook 2 kewers, maar daar's ook 'n derde organisme, die plant. En omdat die proefbuis met 'n swart papier bedek is, beteken dit dat die 2 kewers en die plant gaan almal nou net respirasie verrig. Daar is nie lug vir die plant om te fotosinteer, so hy gaan ook respireer. So proefbuis 3 gaan jy 3 organismes se respirasie hê en dan ook dan nou al daai organismes stel koolstofdioksied vry. Proefbuis 4 gaan beslis nie een van ons antwoordopsies wees nie, want die plant wat daar alleenlik teenwoordig is aan lig blootgestel. Daar's niks wat die proefbuis omring nie, so die plant is in die lig, hy gaan fotosinteer, daar gaan glad nie eens koolstofdioksied omtrent vrygestel word binne daai proefbuis nie. En dan proefbuis 5 is bedek met swart papier, so alhoewel hy net 'n plant in hom het, gaan daai plant nie fotosintese kan verrig nie, hy gaan slegs respireer, want hy het nie lig wat hy aan blootgestel is nie, en die hoeveelheid koolstofdioksied wat hy produseer gaan gelykstaande wees aan een plant,
se koolstofdioksied. So as ons nou na almal van hulle kyk, dan sien ons dat proefbuis 3 is die een wat die meeste koolstofdioksied gaan produseer, want dit bevat 3 lewende organismes wat almal respirasie gaan verrig. Dan vraag B, die een wat die meeste suurstof bevat, gaan natuurlik die proefbuis wees nommer 4, wat ons nou net bespreek het, want dit is die een waar daar 'n plant in is, wat aan lig blootgestel word. So daai plant gaan hoofsaaklik fotosintese verrig en 'n klomp suurstof vrystel in daai proefbuis. Dit gaan die meeste suurstof opeenhoop, want dis ook die enigste proefbuis waar fotosintese actually plaasvind. En dan laastens vraag C, waar gaan ons geen verandering in die kleur van die kalkwater sien nie? Dit sal dan wees in enige proefbuis waar daar eerstens geen organismes teenwoordig is nie. Okay? Want as daar geen organismes is, gaan niks respireer, gaan niks die koolstofdioksied vrystel nie en die helder kalkwater bly helder. So dis natuurlik proefbuis 1. Maar dit is ook van toepassing op enige proefbuis waar koolstofdioksied nie vrygestel word nie, waar die koolstofdioksied miskien eerder geabsorbeer word. So met ander woorde, dis ook van toepassing op proefbuis 4, wat die plant het wat aan lig blootgestel is, want daai plant gaan fotosintese verrig en dan koolstofdioksied opneem. So daai proefbuis se kalkwater gaan ook helder bly. Dan vraag 8, verduidelik jou antwoord in vraag 7C, wat ons nou tot 'n mate reeds gedoen het. So ons het reeds hierdie redenasie gevoer om by die antwoord uit te kom, maar let nou daarop dat jy mos nou 2 proefbuise het. Jy het genoem proefbuis 1 en proefbuis 4, so jy moet dan vir albei proefbuise afsonderlik jou redes kan gee. So hierdie antwoord kan vir verskeie punte tel, omdat jy jou redenasie vir beide proefbuise moet verduidelik. So in die geval van proefbuis 1 het ons gesê, daar's geen lewende organismes teenwoordig in daai proefbuis nie, geen respirasie gaan met ander woorde dan plaasvind nie, geen koolstofdioksied gaan vrygestel word nie, en die helder kalkwater gaan nie kleur verander nie. Daar's niks om sy kleur te verander nie. En dan in die geval van proefbuis 4, gaan jy sê daar is 'n groen plant teenwoordig. Die plant is aan lig blootgestel, wat beteken dat die plant hoofsaaklik fotosintese gaan verrig. Dit beteken dat koolstofdioksied eintlik geabsorbeer word, nie vrygestel word in proefbuis 4 nie, en daarom gaan die helder kalkwater in daai geval helder bly. En dan die laaste 2 vrae 9 en 10, stop die video hier en probeer eers self die vraag beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Vraag 9 sê beskryf die verwagte resultate vir proefbuis 2, 3 en 5. So die vraag sê dat jy die resultate moet beskryf. Dit beteken dat jy hoef nie lang redes te gee nie, jy hoef net te beskryf wat jy sou sien. Met ander woorde, wat gaan gebeur met die kleur van die helder kalkwater? So in proefbuis 2 gaan ons beslis sien dat die helder kalkwater verander na 'n melkerig wit kleur, want daar's 2 lewende diertjies daarin wat mos nou respirasie verrig en hulle gaan CO2 vrystel. In proefbuis 3 het ons reeds gesê dat omdat die proefbuis in die donker is, gaan die plante same met die 2 kewers almal respirasie verrig. So daar gaan baie koolstofdioksied vrygestel word. So ons verwag ook dat die helder kalkwater in proefbuis 3 melkerig wit sal word. En dan in die geval van proefbuis 5, die plant daarin gaan ook net respirasie verrig, want die proefbuis is met swart papier toegedraai, so in daai geval gaan daar ook koolstofdioksied vrygestel word en die helder kalkwater sal melkerig wit verkleur. En dan laastens vraag 10, lys enige 2 konstante veranderlikes vir hierdie ondersoek. So reg aan die begin van hierdie video, toe ons deur die opstelling gepraat het, het ons eintlik reeds 'n klomp van die konstante veranderlikes geïdentifiseer, toe ons praat oor wat is dieselfde tussen die proefbuise. Onthou egter dat weer eens omdat hierdie vraag vra vir 2 konstante veranderlikes, kan jy enige 2 konstante veranderlikes gee wat op die nasienriglyn geskryf is, maar die persoon wat jou werk merk, gaan slegs die eerste 2 antwoorde wat jy gee, bepunt. So jy moet seker maak dat die eerste 2 antwoorde wat jy gee, die is waarvan jy die sekerste is. So hier is die lys van opsies vir konstante veranderlikes, goed wat dieselfde gebly het. So ons kan sien dat al die proefbuise is dieselfde grootte. Almal van hulle dieselfde hoeveelheid kalkwater binne-in.
Die proefbuise moet natuurlik vir dieselfde hoeveelheid tyd laat staan word voordat jy die resultate kontroleer. Dit is iets wat nie noodwendig spesifiek genoem is nie, maar jy kan dit as 'n opsie gee, want jy gaan hulle almal dieselfde hoeveelheid tyd moet gee vir die koolstofdioksied met die kalkwater te reageer. Al die proefbuise moet geseël wees. Al die proefbuise maak gebruik van dieselfde tipe kurkprop. Jy kan ook sê dat dieselfde grootte plant behoort in proefbuise 3 tot 5 gebruik word en dieselfde spesie kewers moet in proefbuise 2 en 3 gebruik word, want jy kan nie groot en klein kewers, verskillende spesies met mekaar vergelyk nie. So let wel dat by konstante veranderlikes moet jy altyd seker maak dat jou antwoord as 'n volledige frase geskryf word, wat op een of ander manier die idee oordra dat iets dieselfde gehou word. Jy gaan nie net byvoorbeeld kan skryf, my 2 konstante veranderlikes is 'n proefbuis en die kalkwater nie, want jy is nie besig om te sê watter aspek van die proefbuis of die kalkwater nou eintlik konstant moet wees nie. So 'n volledige frase sou eerder wees proefbuise van dieselfde grootte of dieselfde hoeveelheid helder kalkwater. So onthou om volledige sinne te skryf wanneer jy veranderlikes beantwoord, veral wanneer dit kom by konstante veranderlikes, om seker te maak dat jy jou antwoord regtig so geformuleer het dat dit as 'n konstante veranderlike gelees word. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.